As hy op klaar is en sy is rustig, dan sal ons begin. Geen haast. Geen haast, maar ek gaan. Nee, gaan nie. And think of the thinking today. Goed, kom ons sluit ons oor. Here, ek gee my hele wese in die hande. Here, U weet, ons het voorberei, ek het saam met U, U het vir my gelei en ek het geskryf. U het die woord gekies en ek het daarom gewerk. Dankie Here dat U nou sal spreek. Open elke hart vir U woord. In Jesus naam, amen. Vanoggend se woordbediening se tema is die 2 snydende swaard. Toe stoei ek nogal van gids. Dis nogal 'n moeilike houtjie. Maar toe die Here na vir my lei en die skrifte begin uitlees, toe weet ek, wow, Here, wow, dit gaan ek graag wil deel met almal hierso vandag. So ons teksvers, daar's baie verse, Pieter gaan al die verse vir julle daar agter of hier, daar is beter om te sien opsit, dan kan julle saam lees. Want daar is nog 'n hele paar skrifte wat ek aanhaal. Ons begin by Hebreërs 4 vers 12 en 13. Het almal al gesoek vir Hebreërs? Of gaan julle sommer op die bord lees? Kan jy sien op die bord? En ons wil die Bijbel. Daar agter is dit ook op. Sê jy gordijn die maak? Nee, moenie worry nie, ek gaan lees ook. Geen probleem. Ek kan lees. My bril is op, ek kan sien. Het almal dit? Kom ons lees. Hebreërs 4 vers 12 en 13. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 2-snydende swaard. En kyk nou waar gaan hierdie swaard heen. Luister wat ek lees. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hou in gedagte wat daai 2-snydende swaard doen. Dan, julle, die skrif het vir my absoluut aangesluit by Psalm 139, ek lees dit vir julle. Ek het so groot getik, ek kan sonder my bril is. U ken my, dit is Psalm 139 vers 2 tot 5. Kom ons lees. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan lê. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie of U, Here. U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Wat ek wou sê julle, as enige een van julle na die wat kyk, wat hier is, as jy gedink het, jy gaan ongesiens deur die lewe, dat niemand weet waardeur jy gaan nie, dat niemand jou verstaan nie, dat jy 'n onbenullige mens is wat elke dag swaar kry, dan wil ek vir jou sê, nee, jy moet nie so dink nie, want dit is verkeerd. God jou, ons het nou gelees in Psalm 139, God jou Vader ken jou. Hy weet met wat met jou gebeur, hy is by jou deur elke dag. Of dit nou goed is, of swak is, sleg is. Steven, hy was by jou toe die bakkie gewerk het,
en was by jou toe die bakkie nou gebreek het, en het 'n ander plan voorsien, as jy getuig het, sê ons vir hom, dankie Here. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Jy het hom as jou verlosser aangeneem. En as jy hom as jou verlosser aangeneem het, woon die Heilige Gees in jou. Dit sê die woord vir ons. Dan dink ons, maar Here, ons volg jou. Here, ek het jou gekies. Here, jou Gees woon in my. Hoekom op dese aarde gaan ek deur al hierdie teenspoed? Hoekom tref al die rampe my? Verdien ek dit? Is dit dalk my sonde? Is dit dalk die sonde van my vaders? Ek dink nie so nie. Ek dink nie, dis jou so. Ek dink nie heeltemal dit is so nie. Kom ons gaan dink dan terug aan daai tweesnydende swaard van my nou. As die woord ons leer en beskerm, en as Jesus die woord ook vir ons veg, dan, wat doen die tweesnydende swaard? Hy gaan sny in die binnekant die dinge weg, wat soos 'n pes daar kom nes maak het. En jy leef jou lewe. Ons leef in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. So, die tweesnydende swaard gaan deur die murg in die been, deur die siel in die hart, en hy sny skoon. Hy maak dit vir ons skoon. Maar dit is seer. Ek weet, ek was ook daar. As daai tweesnydende swaard begin regmaak, dit los wonde, ja. Maar die Here is nog steeds altyd daar. Die Heilige Gees is by ons. Hy het ons nie verlaat nie. Hy is by ons. Ons moet net in hierdie tye wanneer ons dit is wanneer hierdie swaar tye deur ons gaan, as ons nou skoon gesny is, en dan kom daar nog beproewinge oor ons. Ons is nie gevrywaar van 'n enkele beproewing nie, want die woord sê so, ons kan nou daarna kyk. Ja, alhoewel jy kan vashou is die Here, jou geloof. Soos nou gesê is, al val die berge om jou, hou vas aan die Here. Glo en vertrou en wees stil. Moenie beklei nie. Gaan dit nou. Jy gaan skoon gewas aan die kant. Maar wat ek wou sê is, ons het die dag toe elkeen van ons gesê het, okay, Jesus aan U. Ek neem die Here aan as my verlosser, ek gaan nou verder met die Here. Toe het ons begin standpunt inneem teen wat die wêreld inhou. Net soos Markus getuig het, hy het die drank gelos en gesê, dis nou klaar. En hy het Jesus aangegryp en hy gaan voor. Soos elkeen van ons wat hier sit, het 'n pad met die Here gestap. Die Here het ons kom uithaal, daar waar ons was. Almal van ons, elke een van ons was een of ander tyd op 'n plek waar ons nie moes wees nie. En die Here het ons kom uithaal. So, ons sê die woord is waar en reg. Ons wil nie meer met die duiwel of die wêreld te doen nie, maar ons bly woon hier. So hoe kry ons dit reg, dat ons nie van die Here afdwaal nie? Die woord sê ons moet vashou aan hom. En daar's swaar kry dinge, wat ek het nou nog gesê, ek gaan woord gee, oor dat 'n gelowige beproef sal word. Die woord sê, 1 Petrus 4 vers 12 tot 14. En ek glo vir my, Petrus en Paulus het hulle fair share van trouble en moeilikheid gehad, maar hulle het vasgehou. So Petrus skryf hierso, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom. Dis nie vreemd nie, dit moet gebeur, want ons moet uit die wêreld uitkom.
Maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, so as ons dink hoe het Christus swaar gekry, die bietjie swaar kry wat ons hier kry, is nie 'n persteen wat hy deurgegaan het nie. So hy daai hellende dood namens ons al ons sonde gedra. So die bietjie lyding en beproewing wat ons hier doen, is niks. Moet julle, maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Siani, Shushu, as julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. So moet die woord sê, ons gaan beproewings deurleef. En ons gaan swaar kry, verseker gaan ons sukkel, maar wat maak ons met dit? Môre kla ons, en gaan vertel ons vir die hele wêreld, of die gemeenskap om jou, oor hoe verskriklik moeilik dit is, hoe verskriklik ongelukkig dit jy voel, hoe vreeslik onregverdig dit is. Of gaan ons na die Here toe in kniel en gebed. En ons gesels met hom. Ek wil hê ons moet besef, jy kan heeltemal eerlik met die Here praat. Jy kan jou hart teenoor die Here uitpraat. Hy weet in Psalm, omdat jy gaan herken, was het? Ja. Anna? Ja. Ek gesê, hy weet wat jy dink, hy weet wat jy gaan sê, nog voor jy dit sê. So as jy nou gedink het, dat donker diepste ding, wat jou tuister, weet hy nie van nie. Jy is verkeerd. Hy weet van elke ding in jou. As sy Heilige Gees en hy weet alles van jou af. Al wat jy hoef te doen is om te besef, Here, hier bring ek dit nou. Hy wil hê, ons moet dit vir hom gee. Maar ons pak het toe, ons bære dit daar diep, en ons sukkel. En ons stry. Al wat jy moet doen, is gee dit vir die Here. Praat met hom oor alles. Pak dit uit, gee dit vir hom. Want dit is, hy sê, ergens in die woord, dink in Mattheus, as jy vermoeid is, gee jou laste. Sy juk is sag en sy las is lig. So, gee dit vir hom. Hy vra na dit, gee dit, want hy wil jou help. Hy wil jou help. Maak nie saak meer wat 'n krisis en storm mee kan nie. As jy vashou aan die Here, sal jy. Markus het, ek het gedink, Markus moet nou begin stil bly, hy is besig om my preek te vat. Jy gaan sterker aan die kant uitkom, onthou. Die Here is my skoon met 'n 2-snydende swaard wat moet uit. Goed, nou is dit uit. Maar die woord sê ook, ergens, weet nie presies waar nie, maar dit staan. As daar 'n gees, 'n liggaam, iemand se, as hy sy blyplekkie verlaat, en is mooi skoon, en 2-snydende swaard het hom uitgeskink, daar vlug dit uit. Maar jy moet daai plek wat skoon gemaak is, vul met die regte goed, want daai gees, hy kom na tyd terug, dan kom kyk hy, of daai plekkie nog beskikbaar is. As jy nie daai hele plek wat skoon gemaak is, gevul het, met die volheid van die Heilige Gees, en met die woord, en alles nie, gaan daai gees sê, wow, hier is 'n skoon huisie. Dan gaan hy nog 7, die woord sê dit, hy gaan al 7 slegter as hy. Kan julle dink hoe slegter af is jy dan? So as daai swaard begin het om skoon te maak, vul daai skoon plek met die Heilige Gees, deur Bybel te bestudeer, deur
Christelike musiek te luister, saam met mense te gesels, Bybelstudie saam met vriende, selgroepe, enige iets mense, ons hoef nie net hier te sit nie. Ons moet begin leer om oral waar ons gaan, groepies te maak, om ons geloof, om mekaar op te bou in geloof. Want weet jy wat, dis nie wat ons hier op 'n Sondag doen, wat jou geestelik laat groei nie. Dis wat jy van Maandag tot Sondag doen, wat jou geestelik laat groei. Dankie my liefste kind. So nou wil ek uitkom by dit. Ons gaan altyd hier op aarde swaar kry. Dit is maar so. Tot ons klaar is met ons lewe, gaan dit 'n stryd wees, want ons is van die hemel, ons koninkryk is by God, maar ons bly in die wêreld. So dan gaan ons hier bly, ons gaan ons lewe met blydskap leef, en wat amazing is, jy gaan geestelik na elke storm wat op jou pad kom, gaan jy sterker aan die kant uitkom, geestelik sterker, en dis al wat ons wil hê, en dis wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet begin groei, geestelik groei, dat ons kan standvastig raak in hierdie lewe, wat nie gaan makliker word. Dit was nog nooit maklik van die begin af nie, en dit gaan nooit maklik word, totdat Jesus weer kom. Dan wil ek vir julle sê, hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 6 tot 9, dis amazing. Daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien, tog lief. En wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike vreugde, onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. So, al hierdie lewe op aarde is om te groei geestelik, om in die eendag as jy by die Here aankom, met blydskap te wees. En dis nie al nie. Ek het vir julle special. Heel aan die einde van my soektog oor hierdie 2 snydende swaard, kom ek op hierdie stuk af, en is dit nou vir jou amazing. Wat sê Psalm 149? Halleluja, sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van sy gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy maker, laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof, in koordans, om psalms sing, met tamboerijn en siter, want die Here het 'n welbehae in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid, laat hulle jubel op hulle bedde. Hoor wat sê Psalm 8 vers 6. Lofverheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Dan gaan hy voort om te sê, om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles met ysterpooie, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. En eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja. So ons het ook 'n tweesnydende swaard gekry. Maar ek glo nie, ons gaan nou met 'n fisiese swaard die uitvaar en die volgende heidense oor afkap, wat ook al nie.
wat ek glo, wat my opinie, wat ek met julle deel, ek sê nie julle moet nie, dit glo nie, my opinie is, ons tweesnydende swaard, is ons lofsange. Hoe meer ons die God loof en prys en dank, en met danksegging bid en sing, hoe meer word ons tweesnydende swaard gebruik. So die Here gebruik jou, hy gebruik 'n tweesnydende swaard op jou, en jy gebruik 'n tweesnydende swaard om hom te verheerlik. Dit maak vir my sin. En my hele preek wil ek afsluit nou. Ek kan die volgende verse glad nie beter sê as wat die Bybel dit sê. So dit is vir my, dit is Hebreërs, waar ons begin het met Hebreërs 12 en 13, sluit ek nou af met 14, 15 en 16. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met al ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En dit is my woord. Kom ons sluit net van ons dood. Here, ek het gebring wat U gegee het. Here, verder is dit in U hande, wat hierdie woord groei en inslag vind in elke hart. Dankie, Here, dat U my goed genoeg ag om vir U te werk en het woord uit te dra, soos U wil. In Jesus' naam. Amen.